Welkom by hierdie simpel science potgooi. Ons gesels vandag oor chemiese ewewig. Dis mos 'n baie belangrike deel van jou graad 12 fisiese wetenskappe, veral nou dat daai NSS-eksamen om die draai lê. Ons gaan kyk na die groot idees, jy weet uit jou KBV-riglyne en studienotas. Wat is dit nou eintlik? Wat beïnvloed dit en hoekom moet jy omgee? Die idee is om te sien hoe alles in mekaar pas. Inderdaad, ons gaan fokus op daai kernbegrippe wat jy reg moet snap. Nie te diep delf in onnodige detail nie, maar net seker maak jy het 'n goeie oorsig. Dink daaraan as 'n manier om jou selfvertroue 'n bietjie te bou vir hierdie afdeling. Fantasties. So kom ons begin heel eenvoudig. Wat maak 'n reaksie omkeerbaar? Is dit nie maar hoe alle reaksies werk nie? Wel nee, nie heeltemal nie. Dink aan hout wat brand. Dit word as en rook. Jy kan nie sommer net weer die hout terugkry nie, né? Dis 'n eenrigtingstraat. 'n Enkel pyltjie in die vergelyking. 'n Omkeerbare reaksie aan die ander kant, daar kan die produkte wat vorm weer terugreageer. Hulle vorm dan weer die oorspronklike goed waarmee jy begin het, die reaktanse. Dis waar jy die dubbele pyltjies sien. Dit kan vorentoe en agtertoe gaan. Okay, so dit kan heen en weer loop. En jou notas praat van geslote sisteme. Hoekom is dit nou weer belangrik? Ja, kyk, dis nogal logies as jy daaroor dink. As jy 'n balans wil hê, kan goed nie heeltyd wegraak of bykom van buite af nie. 'n Oop stelsel is soos 'n beker sonder deksel. Goed kan ontslap, soos stoom. 'n Geslote stelsel is dig, soos 'n verseelde bottel. Niks kom in, niks gaan uit nie. Vir ewig om in te stel, het ons daai geslote houer nodig. Alles moet binne bly. Dit maak sin. So in hierdie geslote stelsel bereik die omkeerbare reaksie dan 'n punt waar alles net stop. Is dit chemiese ewigig? Dis 'n klassieke vraag. En die antwoord is nee, glad nie. Dis juis die teenoorgestelde. Ewewig is dinamies. Dit beteken dit lewe nog. Dink aan 'n deur by 'n winkel. Mense gaan in, mense gaan uit. As daar presies eweveel mense per uur inkom as wat uitgaan, dan bly die aantal mense binne dieselfde, né? Al is daar konstante beweging, dis dieselfde hier. Die voorwaartse reaksie, reaktanse word produkte, gaan aan. En die terugwaartse reaksie, produkte word weer reaktanse, gaan ook aan. Maar, en dis die sleutel, hulle gebeur teen presies dieselfde tempo. Omdat die tempos gelyk is, bly die konsentrasies konstant. Dit lyk of niks gebeur nie, maar op atoomvlak is dit besig. Wow, okay. So dis 'n besige balans. Maar wat gebeur as ons hierdie balans nou verstuur? Jou notas noem 'n paar goed. Ja, ons kan die posisie van die eenwas beïnvloed. Dink daaraan as die punt waar die balans lê. Is dit meer produkte of meer reaktante? Die 3 hooffaktore is temperatuur, druk, maar onthou, druk is net belangrik as daar gasse betrokke is, en dan natuurlik die konsentrasie van die reaktante of die produkte. Right. En dis seker waar Le Chacreus se beginsel inkom. Dit klink na iets wat jy moet ken. Absoluut, dis die goue reël hier. Le Chatelier het basies gesê, 'n stelsel by ewewig is wel 'n bietjie koppig. As jy 'n verandering, 'n stres daarop plaas, soos jy maak dit warmer of jy gooi nog reaktante by, dan gaan die stelsel so reageer dat dit daai verandering probeer teenwerk. Dit skuif die ewewig na links of regs om die effek van jou verandering kleiner te maak. So wag, as ek byvoorbeeld meer van 'n reaktans ingooi, Ja, sal die stelsel probeer om daarvan ontslae te raak deur meer produkte te maak. presies. Jy het dit. Of sê nou die voorwaartse reaksie gebruik hitte. Dis endotermies. As jy dan die temperatuur verhoog, sal die stelsel meer produkte maak, want daai reaksie gebruik die ekstra hitte wat jy bygevoeg het. Dit werk die hitte tee. En belangrik, 'n katalisator. Dit verander nie die posisie nie. Glad nie. Okay. Wat doen dit dan? Dit maak net alles vinniger gebeur. Dit versnel die voorwaartse en die terugwaartse reaksie eweveel. So jy kom by die ewewigspunt uit, maar jy kom net vinniger daar. Die balans self skuif nie. Goed, ek verstaan. Nou, die bronne praat ook van die ewewigskonstante, Kc. Wat sê daai waarde vir ons? Ja, Kc, dis 'n syfer wat vir jou sê waar die ewewig lê by 'n sekere temperatuur. Dis 'n verhouding, jy weet. Dit vergelyk die konsentrasie van die produkte met die van die reaktanse wanneer die stelsel by ewewig is. 'n Groot Kc beteken daar's baie produkte by ewewig. Die reaksie het lekker regs geloop.
'n klein Kc beteken daar's nog baie reaktanse oor, die ewewig lê meer na links. Jy moet weet hoe om die uitdrukking te skryf en basiese somme daarmee te kan doen. Okay. En hier is die strikvraag. Ek dink dis 'n algemene fout wat leerders maak. Watter van daai faktore, T, P of konsentrasie, verander die waarde van Kc self? Slegs temperatuur, dis die een wat jy moet onthou, slegs T. Regtig net temperatuur. Ja, as jy die druk verander of die konsentrasie, dan skuif die ewigheidsposisie, ja. Die hoeveelhede van die goed verander om die stres teen te werk, Nestlé Chatelier sê. Maar die verhouding tussen die produkte en reaktanse by daai nuwe ewigheidspunt, die Kc-waarde bly presies dieselfde, solank die temperatuur konstant is. Dit is net temperatuur wat die inherente balans, die Kc-waarde self, verander. Dink daaraan, temperatuur is energie. Dit verander hoe graag die reaksie vorentoe of agtertoe wil gaan. Uitstekend, dis 'n baie belangrike punt. So, as jy nou alles moet opsom vir iemand wat vir die NSS leer, wat is jou topwenke? Goed. Nommer 1. Ken jou definisies. Wat is dinamiese ewewig? Geslote sisteem. Le Chatelier se beginsel. Jy moet dit kan verduidelik. Nommer 2. Verstaan baie duidelik die verskil tussen die faktore wat die posisie skuif, T, P, konsentrasie, en die enigste faktor wat die waarde van Kc verander, en dis T. Nommer 3. Oefen daai grafieke. Jy gaan grafieke kry wat konsentrasie oor tyd wys of reaksietempo. Jy moet kan sien wat gebeur as 'n verandering gemaak word. Interpreteer hulle reg. En is hierdie net handboekteorie of sien ons dit iewers in die regte wêreld ook? Beslis. Dink aan groot industrie. Die Haber-proses is die klassieke voorbeeld. Dis hoe hulle ammoniak maak vir kunsmis. Ingenieurs speel letterlik met Le Chatelier se beginsel. Hulle gebruik hoë druk, want dit bevoordeel die kant met minder gasmolle, en hulle kies 'n temperatuur wat 'n kompromie is, hoog genoeg vir 'n goeie tempo, maar nie so hoog ter ewewig te veel terugskuif nie, want die reaksie gee hitte af. Dis heeltemal prakties. So, die groot boodskap is, ewewig is 'n dinamiese ding. Dis 'n dans. Dis nie dood nie. En as jy dit verster, gebruik die stelsel Le Chatelier se beginsel om terug te baklei en 'n nuwe balans te vind. En onthou, net temperatuur verander daai Kc-waarde. Presies. En net 'n laaste gedagte vir jou om oor te wonder. Hierdie idee van balans en hoe 'n stelsel reageer op verstoring om weer balans te kry. Sien jy dit nie ook in ander plekke raak nie? Miskien in die natuur, ekologie, of selfs in hoe jou eie liggaam werk, of tegnologie. Dis 'n beginsel wat jy oral kan kry as jy begin soek. Baie dankie dat jy ingeskakel het by die Simple Science podcast. Regtig alle sterkte met jou NSS voorbereiding.